Toets, môre julle, het is lekker om terug te wees, lekker om almal van julle hier te sien op hierdie koue oggend vanoggend, aan al ons gaste, kuiermense, baie welkom hier by ons. As julle by die besoeker, op die tafel hiervoor is daar besoekersboek, as julle details daar kan invul, daar is ook visitekaartjies en meer inligting van wat ons gemeente hier so doen. Ook aan ons aanlyn bediening, ons is ook baie bly, julle kan so die boodskap kry en net vir interessantheidsondhalwe ons hemelvaartdiens het tot nou vanoggend toe 1934 views gehad, so die boodskap word daar definitief ook mooi uitgedra. Ons is ook dan nou dankbaar vir die volgende paar lidmate wat verjaar, ons dink môre aan Janey Swanepoel, die derde Annika Botha en die vyfde Ben Gericke. Mag die Here julle ryklik seën in hierdie nuwe lewensjaar. Ons is dan saam met die Bali span baie bly dat ons kan terugwees en vir die werk wat ons daar gedoen het, en ons is met oorgawe wil ons getuig van die seën wat die Here ons daar gegee het. Ons bid ook dan in hierdie tyd vir van ons lidmate wat nog sukkel met hulle gesondheid, en ons vra die Here se pastorale sorg en leiding daarso. Ons het vir Dominee Marius en Cornelia de Beer wat ons gaan uithelp op land hierdie eerskomende Vrydag hier by ons. Ons sien uit daarna om hulle te verwelkom. Hulle gaan 'n bietjie uithelp terwyl Dominee Gawie op lang verlof is. Dan dink ons aan Roland Labeskagni en Geraldton wat tuis versorg word. En dan ook Janey Swanepoel, sy verjaar nou môre, maar sy was die afgelope week in die hospitaal gewees met stuipaanvalle. Dit gaan beter, sy is by die huis, sy is sterk aan by die huis en daar gaan nog toetse gedoen word hierdie week om vas te stel wat daar aangaan. Ons dra dan ook ons gemeente se uitreik aksies en bedieninge op in gebed in die Here en vertrou dat hy ons al sal seën. Ons platlandse bedieningspunte, ons dink spesifiek vandag aan Dominee Pieter wat die Albany diens lei. Ons seker die Here sal hom ook daarso seën. En dan weet ons ook vir ons sendingswerke waar ons by betrokke is, die gemeentes in Indonesië wat ons by betrokke is, en dan Dr. Anton Bekes en sy werk in Griekeland, en dan ook Veritas College wat baie belangrike werk lewer. Julle sal ook sien op die tafel hiervoor, is daar meer inligting van Veritas College as julle belangstel om daarna te kyk. Net so 'n paar belangrike datums, ons aanlyn Pinksterdienste, daar's 4 van hulle, van maandag tot donderdag, elke dag sal daar 'n diens beskikbaar wees, so julle kan dit aanlyn kyk. En dan die 7de hierdie Saterdag is daar weer die kaartjie maak aksie saam met die dames. Julle kan met Tersha of met Brenshaw skakel as julle daar belangstel. En dan tot die 8de Junie is Dominee Marius hierso. Dit sal sy eerste preek wees. Dis ook die nagmaal, Pinkster Sondag nagmaal, so die 8de Junie. Platlandse eredienste, die 8ste is dit in Kalgoorlie en dan die 15de in Katanning. Dan is daar ook op ons nuusbrief verskeie ander gemeenteaksies wat julle kan oorlees en meer inligting kry. Maar ek wil graag net, voordat ek vir Dominee Gawie oorgee, net 'n bietjie getuienis lewer van die Bali uitreik wat ek by betrokke was hierdie jaar. Dit is 'n besonderse voorreg gewees. Dominee Gawie het ons as 'n span gewaarsku dat daar in Bali is 'n plek waar daar demoniese magte tasbaar voelbaar is. Nie net in hulle shrines en hulle beelde wat hulle het nie. Maar ek het nie regtig daarop aangeslaan nie. Ek het gedink, dit is nie ernstig nie, maar ek was die laaste lid wat gearriveer het daar in Denpasar. Ek het net voor middernag daar aangekom. Eers het ek probleme met my tas gehad. Nadat hulle hom op die verkeerde band gehad het, het ek hom gevind en hy is toe nou stikkend ook. Met my bagasie in die hand het ek na 'n lokaal te beweeg waar ek vir my taxi moes wag, taxi bestuurder. En toe ek in daai gebou inbeweeg, in daai lokaal inbeweeg, toe voel ek daar's 'n beklemming op my hart. Die musiek wat daar gespeel het was duidelik duiwelse musiek. Dit was onheilspellend, dit is 'n gevloekery gewees. En ek het gevoel ek was nie welkom daar nie. Ek het het gevoel waar 'n donker gees saam met my in daai vertrek was. Ek het uit die vertrek het gegaan en ek het gebid tot die Here toe en hom gevra vir sy beskerming. En dadelik het daar twyfel in my opgekom. Met hoort ek hier, sal ek veilig wees. Maar vandag as ek terugkyk, besef ek hoe die Here ons groep geseën het en hy het ons geroep daar om sy werk te doen en ons het sy teenwoordigheid beleef. Al was daar 'n kommunikasiegaping met die kinders,
het die Here deur sy liefde en die Heilige Gees deur ons gewerk. Ons het dit gesien in die kinders se reaksie, hulle gelag, hulle saamwerk met die lesse, en ook in die nederigheid wat ons as 'n groep ervaar het, toe ons byvoorbeeld by die vigs, mensies wat vigs het, toe ons by hulle was, ons kon sien dat hulle daaglikse uitdagings was groot, en dit het ons laat net besef hoe geseënd ons is. En dan ook in hulle dankbaarheid, toe ons vir hulle kospakkies gee, hulle was regtig opreg dankbaar, en ons kon dit sien, net die eenvoudige gebaar van 'n kospakkie, en om vir hulle te bid. Dit het alles deur dit gewerk. 'n Ander geleentheid wat waar my vrees my so 'n bietjie oorweldig het, ek het nie vir die groep gesê nie, was ons besoek aan die tronk. Ek was glad nie voorberei daarop gewees nie. Daar is vir ons vooraf gesê, ons moet ons paspoorte oorhandig, geen selfone, geen kontak met die buitewêreld nie. Ons moet ons basies oorgee aan 'n owerheid wat nie noodwendig Christene goedgesind was nie. Julle weet, Bali tronke is gerig daarvoor. Maar in teenstelling daaraan, het ons het in 'n warm beknopte kamer sonder vensters, het ons saam met 'n groep gevangenes, het ons die Here geloof en geprys. En deur sy goedheid en getrouheid het ons saam met daai mense die Here se teenwoordigheid gevoel in 'n tronk waar daar mense kan baie keer sê dis God verlatenheid daar, maar dit was nie. En op die einde van ons kuier daar die tronkhoof wat 'n Hindoe was, het hy na ons toe gekom en gevra, bid vir my. Hy het ook probleme gehad en ons het vir hom gebid, en die Here het ons regtig geseën met die uitreik. Dit het my persoonlik geraak, dit was 'n verrykende ervaring, en net weer eens, net om te bevestig, daar waar sy lig skyn, kan geen duisternis oorwin nie. Tony Gawie. Goed, ek gaan aan waar Hendrik opgehou het. Ek gaan vir julle gou so 'n paar foto's net wys van wat ons beleef het in Bali. Net so 'n beeld gee. Ek gaan baie vinnig daar probeer deurgaan. Ek het van die meeste aktiwiteite wat ons gedoen het, maar probeer een skyfie net hou om dit nie te lank te maak nie, maar kom ons kyk gou. As ons moet ek hom eers hier aansit. Waar is hy? Goed. Ek en Wilna was eers 'n paar dae in Sumatra voor die tyd gegaan, en hier so 'n bietjie iets van wat ons beleef het in Sumatra voordat die span in Bali by ons aangesluit het. Hierdie kerkie daar, Noord-Sumatra, dis baie ver, is heel noord in Indonesië, en ons het nog van Medan, die hoofstad af, moes ons 200 km ry na hierdie plekkie, Kisaran, waar ons dan dienste gehou het, en dis by die kerk, ek en die pastoor daar, en die aand, hulle noem dit 'n herlewingsdiens, het ek dadelik gepreek, en dis die mense wat in die kerk was, en die persoon wat die worship, soos ons sê, gelei het, was 'n professionele sanger gewees, regtig 'n gawe gehad om daai mense te laat sing, maar dis nie nodig nie, hulle sing in elk geval wonderlik, loof, prys die Here, en dis soos dit gebeur het daarso. Die volgende dag het ons 'n groep kinders, 150 gehad, wat ons 'n les aangebied het. Dis baie moeilik om hulle te hanteer, maar die Here het wonderlik onderneem, en met die lofprysing met hierdie groep, daar is so ietsie wat julle kan sien, daai dogtertjie, almal het werklik die Here beleef, sy teenwoordigheid. Hierdie mense doen dit in oorgawe, hoor, dit is absolute belewenis, en dit maak die atmosfeer so dat die Here kan werk, en dat die Here vir ons ook kon gebruik. Die les wat ons aangebied het, was gegaan oor my hande en my voete, moet ek gebruik om Jesus te volg. En deel van die les was daardie skoene wat hulle dan op papier inkleer, aan hulle voete, bo op die skoene aantrek, en dan prakties ook gaan demonstreer, deur te loop na die kruis toe, waar hulle met hulle vinger op 'n stempeltjie gedruk het, en dan
hulle merk op die kruis gemaak het en daar's vir elke kind afsonderlik gebid. Ons het 5 sulke kruise gehad waarin hulle gegaan het en hierdie belewenis, daardie kinders glo ons die hele boodskap deur ek volg vir Jesus en wat dit alles impliseer. Dis maar net hoe ons daar geleef het, dis hoe die mense eet, sit op die grond, eet met hulle hande. Dis maar Sumatra, dis Afrika kan jy amper maar sê, dis hoe die mense leef, en jy val daarby in, by geweldige hitte natuurlik wat daarmee saamgaan, maar die Here ten spyte van alles dit wonderlik gebruik. In Medan self, die hoofstad, het ons hierdie byeenkoms met die hele oggend met al die pastore gehad wat daar is, 'n geestelike byeenkoms. Dis maar net baie kortliks wat ons daar beleef het, hoor. Toe is ons terug Bali toe, en hier het die span by ons aangesluit. Dis die bussie wat ons meer elke dag beweeg het. Die van julle wat die Bali verkeer ken, weet, dis 'n uitdaging, maar gelukkig hoef ons self nie te bestuur het nie. Na al die plekke waar ons gegaan het, het ons hierdie bestuurder gehad, pragtige Christen, een van die gemeentelede daar. En dis die eerste oggend in die kerk van Pastoor Nala, Hendrik gee sy getuienis, wat regtig die mense ook aangespreek het, en dan was dit maar altyd ek wat die woord moes bedien, en dan gaan die kinders uit, by al die eredienste waar ons was, en dit is die boodskap wat die dames dan vir die kinders aangebied het, was dat hulle moes almal saamwerk, die liggaam van Christus, die Here wil elkeen van hulle gebruik met hulle talente en hulle gawes, en hierdie kind moes nou daar tussen die bekertjies deurloop, hy moes begelei word, dis die samewerking, sy oors toegebind, en hoe ons mekaar met help en begelei, soveel aktiwiteite wat aangebied is om die boodskap duideliker oor te dra. Dan het hulle hierdie handskoen oor bekertjie gehad wat hulle opgeblaas het, en daar het die tema gestaan, ek volg Jesus, ons as 'n groep gesamentlik met ons gawes en ons talente, en dan hulle daai groen gedeeltetjie moes hulle talente en hulle gawes neerskryf, wat hulle vir die Here dan wil gebruik in die kerk. Daar's een van hulle weer met die boodskap ook op die handskoen. Hulle het dit baie geniet, en hulle het elkeen 'n legkaart gekry wat ons voor die tyd saamgestel het, dit is geskryf in Indonesies, en hulle moes die stukkies in mekaar pas, wat ook aansluit by die les, ons werk saam. En dan is die boodskap daar in Indonesies, dat ons gesamentlik die Here dien met ons gawes, en ook ons talente wat die Here vir ons gegee het. En daar's nog 'n aktiwiteit wat hulle gedoen het, 'n rekkie, met 5 touwtjies aan, en 5 kinders met hierdie rekkie so gebruik, dat hy op daai glasie pas, papierglasie, en dan moet hy hom optel, en hom bo op 'n ander een gaan neersit, so die hele samewerkingsidee het deurgekom. En dan 'n treffer, dankie Sanet, wat ook vanmôre hier by ons is, met haar ballonne, wat die kinders regtig absoluut aangegryp het, hoor. Daar's een met ballonne op die kop ook. Iets wat vir hulle iets besonders was. Die aand, eerste Sondag aand, het ons troue gehou. Jowinta, ek het vorige keer toe ek gepreek het gesê, toe ek een keer besoek het daar, hy was 'n kinderhuiskind, en hy wil vir die Here gaan studeer het as pastoor, en toe het ek eendag in Banbury gepreek in die Afrikaanse gemeente daar, en vir die mense gesê, ons soek fondse om hierdie jong man te stuur, en Paul en Kriek van Sail het opgestaan en gesê, ons sal sy volle studies betaal, hulle het later vir hom 'n motorfiets gekoop, hulle het vir hom 'n selfoon gekoop, en vandag is hy 'n associate pastor, hy begin met sy eie bediening, en hy trou toe met hierdie meisie, wat ook in die kinderhuis was, en ons het die voorreg gehad om deel te hê daaraan. Daar's hulle 2 pragtige mense wat die Here wonderlik gebruik. Volgende dag, kindergarten van Pastoor Natangsa, 80 jong kindertjies, voorskools, wat ons 'n hele les met hulle deurgewerk het, deel van die hande en voete wat hulle moet gebruik om Jesus te volg, moes hulle met hulle hande en voete op hierdie paadjies loop, net vir hulle al die aktiwiteite, vir hulle deel te gee daarvan. En nadat ons met die 80 kinders was, het ons met die kinders wat toen al reeds begin het met skool,
van Pastor Natangsa se Christenskool daar. Hierdie kindertjies ook hierdie les gehad. Ook hulle moes met hulle vingers kom druk op die kruis, volg Jesus. En na die tyd het al die kinders hierdie presentjies gekry wat julle onder andere en baie mense in Perth en op die platteland vir ons gehelp het om te maak sakkies. Ons het oor die 600 sakkies uitgedeel. Hulle is so opgewonde, dis iets wat hulle het, wat hulle fone as hulle het kan insit of wat ook al. En baie dankie vir elkeen wat ook daarmee gehelp het. Dis ons die orphanage van Pastor Natangsa het 13 blinde studente in, jong mense. En hulle spesialiseer wat soos hulle sê refleksiologie. Ons het gegaan almal vir refleksiologie. Massering. En hier's 2 van ons spanlede besig die blinde studente om vir ons te masseer. Dit was ook 'n besondere belewenis, hoor. Daarna was ons by Pastor Natangsa. Hy het hierdie klompie studente, hy neem hulle Pastor Nala elke jaar 'n groep in en dan lei hy hulle op vir die hele jaar en na 'n jaar dan stuur hy hulle uit om kerke te gaan plant in Indonesië. Wonderlike belewenis wat ons saam met hulle kon wees, getuienisse gedeel het met mekaar ook daar. Toe het ons 'n groot sonnaarskool saamtrek gehad. Al die gemeentes in Bali. Hulle kinders gestuur, 100 kinders die aand daar gehad, ook hierdie les aangebied vir hulle. By daai geleentheid het hulle vir ons elkeen 'n beker gegee met ons foto opgedruk om as aandenking terug te neem. Jy sien die prentjie daarbo is almal van ons wat in die span was, se fotos daar, saam vir hierdie saamtrek wat ons met die sonnaarskoolkinders gehad het. 'n Belewenis ook weer eens met daai kinders wat die Here loof en prys. Dan Hendrik, ek hoop nie is 'n verleentheid vir jou nie, maar dis hoe ons geëet het, elke dag. By elke geleentheid het vir ons kos gegee, maar dit is nou nie ons kos nie. Dis sulke kos. Ons gelukkig kon ons van die kos altyd vir Hendrik aangee, as dit te spicy is. Maar ons het deur gegaan, heel paar van ons het op die belly maag gehad, met wat maar probleme gegee het, maar dis deel van sendewerk doen om saam met die mense hierdie goed te beleef, hoor. Dis wat Hendrik genoem het, die besoek aan die mense wat HIV positief is. Pastor Neumann vat ons elke jaar soontoe en daar boodskap gebring, gebid vir elkeen afsonderlik, persoonlik, daar's weer bid vir hulle en dan die pakkies kos wat ons vir hulle kon voorsien, wat hulle kon huis toe neem met groot vreugde. Die middag was daar, Pastor Neumann gee Engelse klasse vir Hindu en Moslem kinders en elke jaar neem ons sy klas waar en dis van die Hindu kinders, hulle doen 'n Hindu dans voor die tyd, maar na die tyd word les aangebied en dis elke keer met rollespel gedoen, sodat die boodskap baie duidelik oorgedra is. Daar word dit gedoen met Pastor Neumann wat tolk en ook hierdie boodskap van die voete wat met Jesus volg en die kindjies die kinders lees daar agter for God so loved the world. Dis wonderlik om met hierdie kinders te werk. En dis die diens in die gevangenis wat Hendrik van gepraat het. Lukas het vir ons die boodskap gebring. Daar almal sit en aanbid die Here. Ek was bevoorreg, ek het 'n stoel gekry na my operasie wat ek gehad het met die wond wat nog nie heeltemal herstel het nie. Hulle was my genadig, so ek is nie omdat ek beter was as die ander dat ek op 'n stoel moet sit nie, maar dis hoe die Balinese werk, sit op die grond. En dan na die tyd, die einde, het Pastor Natangsa 'n altarkol gedoen vir hierdie klomp prisoniere. Almal het hulle hande in die lug gesteek en gesê, ja, ons wil Jesus Christus as verlosser aanvaar. En hy het hulle begelei, deurgeneem daardeur en ons kon regtig die Here dank vir hierdie gebeure. Die volgende dag het ons 'n graduation seremonie gehad. Al Pastoor Nala se studente wat afgestudeer het, daar staan hulle met hulle sertifikate. Ons het die woord bedien en saam met hulle daar die dag beleef. Dit is die Vrydag aand. Die dame van Geraldton wat saam met ons was, Brenda,
het 'n vroue byeenkoms. Dis net vrouens van al die gemeentes in Bali bymekaar gekom en hulle het ons manne gesê, julle is nie welkom hier nie. So ons het 'n afaand gehad en sy het met hulle gepraat oor wat was die onderwerp? Reconciliation, hoe hulle kan oorleef in die situasie waar hulle bly daar in Bali, vanuit 'n geestelike punt wat die Bybel vir hulle leer. En dan die Saterdag het ons in 2 groepe verdeel. En die een groep het gegaan na Tampaksering, is so 200 km of 2 ure se ry van Denpasar af. En hierdie kinderbediening weer daar gedoen. Dis ook 'n Engelse klas wat Pastor Ronald aanbied vir Hindu en Moslem kinders. En elke jaar gaan ons dan help ons ook daar vir hom met hierdie klas. Die ander groep was weer by Pastor Natansa se skool. Hy het 15 dokters gekry die dag met verpleegingspersoneel en hulle die hele oggend daar gesit. Hy het die hele village uitgenooi om te kom vir gratis mediese hulp. Hulle kon almal gratis medisyne kry, hulle is ondersoek, bloedtoetse gedoen en daar's kos vir hulle gegee. En ons deel van die span het 2 kamers beman waar mense dan kon kom vir gebed. Hulle het nie net kom vir genesing fisies nie, medies nie, maar ook vir gebed en berading. En ons het 'n klomp mense daardie oggend gesien, dan ook op hierdie manier. En dis ons ete daardie dag, wonderlik lekker geëet, voorsien vir almal, by die mediese dag. So daai hele village is uitgenooi om te kom. Daar was oor die 500 mense vanuit hierdie gemeenskappe wat gekom uit die dag en blootstelling gekry het aan die evangelie ook daar. En dit is deel van wat buitekant gebeur het. Hulle het baie goedkoop kos verkoop aan hierdie mense, pakke kos wat hulle ook kon saamneem. En dis dan ons laaste dag. Het was 2 eredienste gehad. Dit is die erediens wat ek gehou het. Nee, dit is Johan Botha wat die diens gehou het. By Pastor Jonathan se kerk. En, nee, ekskuus. Dit was die Saterdag aand hierdie. Is die jeugsaamtrek. Daar was oor 100 jong mense. Senior jeug wat gekom het en by hierdie byeenkoms Lukas die woord gebring en agterna het ons vir hulle hierdie kussingslope gegee. Ons het dit vooraf hierso gescreen silk, wat noem jy dit? Screen paint met dan die woorde Jesus loves me. As hy sy kop in die aand neerlê op sy kussing, dan moet hy weet Here Jesus het hom lief. Ons het 85 hier voorsien en dit was te min. Ons het nou hierdie week nog 20 gemaak en ook vir hulle gepos vir die ander wat nie gekry het nie. En ook hierdie bandjies vir hulle uitgedeel met tekste op en daar is die hele groep wat die aand daar by mekaar was. Laaste Sondagoggend, Johan Botha wat die diens hou by Pastor Jonathan en ek het die diens gehou by Pastor Ronald hier is hy en sy vrou wat daar voor staan. Pragtige mense. Dit was regtige belewenis, baie vol program. Maar elke jaar ervaar ons die Here werk en ons sê maar net baie dankie vir hom. En dit is wat ons hier sê, ons dank die Here vir 'n geseënde en 'n vrugbare uitreikgeleentheid na die mense van Sumatra en Bali. Bid saam met ons dat daar voortgaande vrug sal wees op die verkondiging van die woord aan hierdie mense. So bid saam met ons, wonderlike geleentheid, ons het dwars deur die jaar kontak met hulle. En as die Here vir jou roep, volgende jaar gaan ons DV weer, dan gaan ons, en as die Here op jou hart lê, gaan saam asseblief. Kom ons begin dan met ons erediens, so 'n paar oomblikke van stilte asseblief, dan gaan ek begin. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder die nasies. Ons stem saam met die psalmdigter, Here, wat hierdie woorde dan ook vanoggend aan U rig. Amen. Genade vir julle, vrede van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees
Kom ons loof die Here. Ek het so 'n paar meer koortjies gedeeltes. Ek wil voor U almag bly, met my hele hart vertrou, van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek buig nou in aanbidding. Ek buig nou in aanbidding. Ek buig nou in aanbidding voor Jesus die Heer. Ek buig nou in aanbidding. Ek buig nou in aanbidding. Ek buig nou in aanbidding voor Jesus die Heer. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore siel, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore siel, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Here, ek sal U loof, U weldade roep. U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ek sal U loof, U weldade roep. U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons halleluja, halleluja. U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons halleluja. Kom ons bid net saam. Here onse God, dankie vir dit wat ons kon beleef het in Bali. En ons weet, Here, dat daardie mense U liefhet, U kinders wat daar is, en dat hulle begeerte het dat hierdie boodskap
sal uitkring na soveel meer mense, en ons wil ook maar net dit aan U opdra en vra, Here, dat U self die naprediker sal wees, vir al die mense wat bereik is, en U seën sal rus op daardie bediening van elke gemeente, in daardie moeilike omstandighede. Dankie, dat ons as gemeente kan betrokke wees daarby, en kan deel daarin, en ek bid, Here, dat U ook vir ons die seën sal laat beleef, omdat ons dit doen. Maar nou kom ons diepe afhanklikheid na U toe. Here, ons self moet opgebou word in ons geloof. Ons weet U wil vir elkeen van ons gebruik. Daarom bid ons dat hierdie gebeurt nou met U woord, dat U self sal spreek, dat U vir ons duidelik sal lei, U Heilige Gees ook die woorde vir ons duidelik sal maak, en dat ons toegerus sal word om ook getuies vir U te wees, hier waar U vir ons in Perth geplaas het. Ons hoef nie Bali toe te gaan nie, ons weet dit, Here, elke plek waar U wil hê, ons vir U moet leef, en van Jesus getuig. Kom praat dan met ons deur U woord, ook opnuut vanmôre, sodat U verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Skrifgedeelte 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot 16. Net daar 'n paar versies. In Petrus 3 vanaf vers 13, kom ons lees. Petrus skryf en sê: Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. En dan vir al hierdie teks, is ons teksvers vanmôre. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. Weet toe ons reggemaak het om Bali toe te gaan, en elke jaar doen ek dit, dan vra ek vir die span, jy moet vir my op skrif sit jou getuienis, want elkeen gaan geleentheid kry om by 'n diens waar ons is, getuienis te gee vir al daardie mense. En deel van die getuienis is, jy moet gaan getuig van die hoop wat binne in jou is. Dit is wat ons teksvers hier sê. Hoekom hoop jy? Wat het Christus in jou lewe gedoen? Hoekom het jy rede om te getuig? In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. En dan wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Nou wonder ek as ek vanmôre nou vir julle vra, as iemand van jou vra, gee vir my verduideliking van die hoop wat in jou lewe. Vertel vir my, gee jou getuienis dat, wat sal jy vir hierdie mense dan sê? Is jy altyd gereed om dit te doen? Dis wat die Here van ons vra in sy woord vanmôre. Nou wat is daai hoop waarvan ons moet getuig? Gaan tog oor Christus. Dis hy wat die hoop vir ons gee. As ons kyk na die definisie van geloof in Hebreërs 1 vers 11, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, daai hoop wat ons het, jy is seker daarvan, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien dit nie, maar jy weet dit, omdat die Heilige Gees dit vasmaak in jou hart en jy beleef dit. Daarom het jy hierdie hoop, so jy kan gaan getuig van die hoop in jou lewe, wat Christus dan vir jou gee. Maar ek het gevra, is jy altyd gereed om te kan getuig daarvan, om werklik vir mense te kan vertel daarvan? Maar dan ook die vraag, is dit dan nou nodig dat ons dit moet doen? Is dit regtig nodig dat 'n mens gereed moet wees? En dit is, die Bybel sê vir ons tog baie duidelik, dat ons moet getuig
Daar is soveel tekste, ons ken almal die groot opdrag, Matteus 28, gaan, waar Jesus sy disippels stuur, dan sê hy vir hulle, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, aan alle nasies. Gaan doen dit, leer hulle, onderrig hulle, maak hulle my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die groot opdrag praat ons van, wat Jesus vir die kerk gee, vir ons. Dit is wat ons moet gaan doen. Ons moet getuig van hierdie hoop, van hierdie liefde van God, getuig van Jesus. In Johannes 20 het Jesus, voordat hy opgevaar het, ook vir sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dus moet ons gaan, om ook dan hierdie boodskap te gaan verkondig. Talle ander tekste in die Bybel. Dis die Bybelse mandaat wat die Here vir ons gee. Maar weet julle, al het hierdie groot opdrag nie in die Bybel gestaan nie, al was daai tekste nie daar nie, het ons nog altyd die verantwoordelikheid om te praat van die liefde van die Here. Robert Speer is 'n groot sendingkundige, het hierdie woorde gesê. Hy sê die groot opdrag is nie die enigste begronding van die kerk se getuienistaak nie. As die groot opdrag nie in die Bybel gestaan het nie, sou die kerk nie in die minste van sy getuienistaak onthef gewees het nie. So ons het hierdie verantwoordelikheid om dit te doen. Dis mos die liefde van Jesus wat hy wil bekend maak aan die hele wêreld. Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So dit gaan om God. God wat hierdie boodskap wil hê, wat by die mense moet uitkom. Dis Bybels, dis 'n mandaat wat God vir ons gee, om hierdie hoop vir mense te gaan deel. Maar daar's nog 'n rede, die nood in die wêreld. Dink aan soveel mense wat sonder Jesus is. Weet, elke keer as ons in Bali kom, dan beleef ons hierdie heidendom rondom ons. Een keer by geleentheid waar ons 'n groot jeugsaamtrek gehad het, het ons na die tyd vir daai jong mense gevra, ons wil vir julle bid, sê vir ons waarvoor moet ons bid? Seker 95% van daai jong mense het vir ons gesê, bid vir my ouers wat nog nie die Here ken nie. Die begeerte dat hierdie mense ook die Here moet ken, dat hulle dieselfde vrede en vreugde moet beleef wat hulle as kinders het, wat wel vir Jesus aangeneem het. Ek dink baie van ons ouer mense weet van broer Andrew, God se smokkelaar, wat Bybels in die kommunistiese lande ingesmokkel het hier in die 70er jare. En ek was bevoorreg om een keer by een van sy plekke te wees waar hy gepraat het, hoe hy vir ons vertel het, hoe mense in Rusland, in kommunistiese Rusland, een spesifieke persoon wat in Berlyn weke beplan het, hoe gaan hy oor daai muur kom na die weste toe, om vryheid te kan hê, weg van kommunisme. Daar is soveel mense doodgeskiet wat wou vlug oor die muur. En hierdie jong man het dit reg gekry om oor daai muur te kom en in die weste te kom, vry. Binne 'n dag het hy hierdie mense van wat gelowiges ontmoet, van brother Andrew. Hulle het vir hom na Jesus toe gelei. En onmiddellik daarna sê hy, maar ek moet nou teruggaan, want ek moet vir my mense ook gaan vertel van Jesus. En hy's oor daai selfde muur weer terug, lewensgevaar, om vir sy mense ook te gaan vertel van Jesus. Dis die nood wat mense aangryp, as Jesus vir jou verlossing gee, en dan dat jy dit ook moet gaan deel met jou mense. Dis so belangrik. Nou ek sê altyd, daar's twee soorte mense in die wêreld. Nou sê mense vir my, dis seker gelowiges en ongelowiges. Sê ek nie, maar ek wil dit verdeel. Een groep mense is mense wat al gehoor het van Jesus. En hulle het 'n keuse gehad. Hulle kon reageer op hierdie boodskap van Jesus. Maar die tweede groep is die mense wat nog nooit gehoor het van Jesus nie. En hulle het nie 'n keuse gehad om te reageer daarop nie. En nou sê die statistieke vir ons, daar's 'n Barna groep in Amerika,
wat baie gesaghebend werk met hierdie gegevens. Hulle sê, as jy die wêreldbevolking gaan indeel vandag, dan kan jy hom in 3 dele indeel. 'n derde en 'n derde en 'n derde. En dan sê hulle, 2/3 van die wêreld se bevolking het gehoor van Jesus. Weet van hom. En 1/3 het nog nie gehoor nie. Dit is eintlik verskriklik om te dink vandag nog dat met al die moderne kommunikasiemiddele 1/3 in die wêreld nog nie regtig van Jesus gehoor het nie. Dit is nou maar by benadering. Maar weet julle, tot hier in Manjara, net hier suid van ons, het nog 2 jaar terug 'n jong kindjie eendag vir die onderwyseres gesê, toe sy vir hulle vertel by Kersfees van Jesus se geboorte, toe vra daai kindjie vir die juffrou, maar hoekom het hierdie ma dan haar kind se naam Jesus 'n vloekwoord gegee? Dis al wat sy geweet het van Jesus, dat mense dit as 'n vloekwoord gebruik. So rondom ons ook mense wat nie weet van Jesus regtig nie. Maar hierdie 2/3 van die wêreld wat al gehoor het van Jesus, op die helfte van hulle het nie gereageer nie. Hulle het gehoor, maar nie gereageer nie. So 1/3 van die wêreld is mense wat sê ons behoort aan 'n kerk en ons glo in Jesus. En ek dink baie van hulle is dalk ook maar nomineel gekersten, is wat hulle noem deesdae kulturele Christene, nie werklik in 'n lewende verhouding met die Here nie. Maar wat sê dit vir ons? 2/3 van die wêreld is nog daar teenoor wie ons kan getuig, teenoor wie ons moet getuig. 1/3 het al gehoor van Jesus, maar 'n ander 1/3 nog nooit. En dit is so belangrik dan dat hierdie boodskap moet aan die wêreld verkondig word. Hierdie mense weet nie van die hoop waarvan die Bybel praat wat binne in ons is nie. Jesus Christus binne in ons nie. Nou wie moet hierdie boodskap gaan oordra? Die kerk. En ek en jy is die kerk. Nee, dit is die Here wat vir ons wil gebruik. Wat is die boodskap wat ons moet oordra? Die boodskap van verlossing in Jesus, nee. In Handelinge 16 lees ons van Paulus wat in die tronk was en nadat alles gebeur het, was op die ouend was daar 'n tronkbewaarder wat voor hom neerval en vir hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Nou is die vraag vandag vir jou gevra word, wat sal jy vir daardie persoon antwoord? Wat moet ek doen om gered te word? Wat het Paulus geantwoord? Gaan lees dit maar Handelinge 16 vers 32, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Dis die boodskap wat ons moet oordra, van Jesus gaan getuig. Nou is dit so dat Jesus, dit gaan alles oor hom, dat hy is die verlosser, sonder Jesus is ons verlore. En die boodskap kom so duidelik in die Bybel, as Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie, Johannes 14 vers 6, nee. Dis die woord self wat sê, Handelinge 4 vers 12, daar's geen ander naam waardeur mense gered kan word as deur Jesus Christus nie. 1 Johannes 5 vers 12 wat sê, hy wat die Seun Jesus het die lewe. Hy wat die Jesus nie het nie die lewe nie. En dan sê Paulus daar, dit het ek geskrywe, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, as julle Jesus Christus het. Soveel tekste, 1 Timoteus 2 vers 5, daar is slegs een middelaar tussen God en die mens, en dis Jesus Christus. Hy alleen het daai versoening bewerkstellig tussen ons en God. En dis die boodskap wat ons dan moet uitdra. Dis die hoop waarvan ek en jy elke dag gereed moet wees om te kan getuig daarvan. En die Here wil dit gebruik. Nou is dit baie belangrik, ons moet met ons woorde getuig, maar dit is nog meer belangrik dat ons met ons dade moet getuig. Ons lewe moet dit wys. Veral in 'n situasie in Australië is dit wat die Here veral wil hê ons moet praat, of ons lewe moet getuig van Jesus. Ek weet in Suid-Afrika kon jy makliker met mense praat. Almal het 'n agtergrond gehad van Jesus en jy kon maklik praat. Hier sal iemand vir jou reguit sê, man, I don't believe. The Bible is just fairy tales. En sê ek is 'n ateïs. Daarom moet ons deur ons dade, ons liefde, moet ons uitreik na hierdie mense en vir hulle bereik dat hulle Jesus in ons lewe kan sien.
En daarom gaan dit oor jou lewe. Het gaan nie oor 'n spesifieke metode wat jy gebruik nie, maar dit gaan oor 'n lewenstyl wat ek en jy moet leef. En dis ons getuienis. En dit gebeur nie oornag dat mense reageer daarop sommer nie, hoor. Maar dit gaan nie oor gimmicks nie, maar dit gaan oor 'n lewe wat ek en jy leef tot eer van God elke dag, sodat mense Jesus in ons lewe kan sien. En as ons die geleentheid kry, dan deel ons ook ons geloof met hulle, waar ons dit kan doen. So, wat vra dit van ons? Ek het hier so 'n paar goedjies neergeskryf. Om uit te reik na almal in liefde. Moet dit nie geforseerd wees nie. Nie 'n verborgde agenda hê nie. Die liefde moet spontaan binne in jou wees. Liefde wat God gee. 'n Drang om hierdie mense te help in die eerste plek. Om te gee vir hulle. Nie met 'n verkeerde motief om hulle net vir Jesus te wen nie. Natuurlik op die ou end is dit die doel. Maar om regtig belang te stel in mense en om te gee vir hulle en so te getuig van Jesus Christus. Om te gaan identifiseer met hierdie mense. As jy dan in Sumatra is, gaan sit saam met hulle. Paulus het gesê vir die Jood het ek soos 'n Jood geword, vir die Griek soos 'n Griek, om hom te red, om hom by Christus uit te bring. Om te gee vir hierdie mense en te luister na hulle. Nie noodwendig te gaan preek nie, maar om te luister en werklik om te gee. Hoor wat is hulle behoeftes, om jou geloof te deel, sodat mense spontaan kan kies vir Jesus. Dat hulle, jy forceer niemand nie, dit moet spontaan kom. Wees 'n rolmodel, 'n navolging van Christus, sodat hulle kan sien, dis hoe 'n gelowige leef. Vertrou God en wees gehoorsaam. Vertrou die Here dat hy jou kan gebruik en dat hy jou wil gebruik. En wees gehoorsaam as die Here jou stuur na mense toe, waar hy wil hê, jy ook vir hulle moet help en teenoor hulle gaan getuig. So, dit gaan om 'n spesifieke styl van getuig, omgee, ondersteun, sensitief wees vir mense, onselfsugtig, reageer op mense se behoeftes, om diens te gaan lewer vir mense. Dan gaan jy begin bereik. Wat het Jesus, hoe het Jesus gekommunikeer? Kom ons kyk gou. Hy het eers die fisiese behoeftes bedien. Hy het mense genees, hy het vir hulle kos gegee. Hy het hulle so bereik. En in Suid-Afrika het ek het beleef, ek het op 'n sendingstasie groot geword, waar eerstens 'n hospitaal gebou is. Die kerk het 'n hospitaal gebou om vir daai mense fisies hulle nood te voorsien. Skool waar hulle kinders kon leer. Al hierdie behoeftes voorsien en dan kom die evangelie daarmee saam. So gee om vir hulle werklik vir hulle fisiese behoeftes. Jesus het mense in hulle situasie ontmoet. Malaatse mense wat onrein was, jy mag nie aan hulle geraak het nie, het Jesus gaan aanraak. Tollenaars wat gesien is as die skuim van die samelewing, sondaars wat niemand meer wou meng nie, Jesus het by hulle gaan sit en vir hulle gesê, hy sê die mense wat gesond is, het mos nie die dokter nodig nie, dis die siekes, dis hierdie mense wat hom nodig het, wat vir Jesus nodig het. Wat het Jesus nog gedoen? Maar hy het altyd ook 'n nuwe en 'n beter lewe vir hulle voorgehou. Daar's 'n beter lewe, saam met hom, saam met Christus. Hy het hulle uitgenooi, nie gedwing nie, en dis ook wat ons moet doen, nooi uit, ons kan niemand dwing nie. Hy het hulle sonde veroordeel, maar nie die sondaar nie. Julle weet van daardie vrou wat betrap was, wat sy egbreek gepleeg het, en die mense wou haar met 'n klippe doodgooi, wat Jesus op die ou end vir haar gesê het. Hy het eers vir die manne gesê, een van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, en toe het hulle almal maar weggedraai. En toe sê Jesus vir haar, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan sondig nie weer nie. Ons moet die sonde veroordeel, maar nie die mense nie. En hulle sien met die oë wat Jesus hulle sien en uitreik na hulle. So, daar's 'n opdrag wat die Here gegee het vir sy disippels. Hy sê, maak die siekes gesond, gaan na hulle toe, gaan help hulle, reinig die malaatses, maak die dooies lewend,
dryf duiwels uit. Dis wat die Here roep. In ons konteks, dalk nie heeltemal dieselfde nie, maar wat hy vir ons vra. Daarom sê hy in Johannes 14, glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders glo op grond van die werke self, hierdie werke, God wil hê die werke moet dit sien. Dit verseker, die mense met die werke sien, dit verseker ek, julle wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Met die krag van die Here, deur die werking van die Heilige Gees, is dit moontlik dat die Here ons wil gebruik, deur ons werke wat ons vir hom doen, en dat dit mense sal aanspreek. Ons het al hoeveel keer beleef in die sendingssituasie, dat die Here werklik wonderwerke laat gebeur. Baie meer daar, omdat dit mense se oë laat oopmaak, van dat hy 'n werklikheid is, omdat hulle nie altyd die woord het, om vir hulle self van hom te vertel, en hulle hom kan leer ken nie. So, het is 'n evangelie van dade, ons gaan leef dit uit, hoor. En dan hierdie opdrag, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is, om met liefde uit te gaan. En as jy nie liefde het nie, vra die Here dat hy sy liefde in jou lewe volkome sal maak, dat jy regtig sy liefde sal gaan uitleef teenoor hierdie mense. Daar is 'n hele kursus geskryf van Richard Armstrong, is 'n professor in Amerika, oor vriendskapsevangelisasie. Hoe moet 'n mens mense deur vriendskapshandelinge bereik met die evangelie? Die boek se naam sê, die Engels is Service Evangelism, om diens te gaan lewer aan mense. En hy sê, dit gaan nie oor praatvaardighede, hoe moet jy die boodskap verkondig nie, maar luistervaardighede, om by mense te kan gaan sit, te luister, hoor wat is hulle behoeftes, om te gee vir hulle, werklik om te gee, en dan vir hulle te help. Konsentreer, as hy met jou praat, tussen die lyne, wat is sy werklike behoeftes, hoor wat is, sê sy emosies vir jou, sy gevoelens, stel belang in mense, en reik uit na hulle, en dan gaan jy die geleentheid kry, as jy hulle vertroue gewen het, om jou geloof ook met hulle te deel. Gaan dien, en dit is wat Markus 10 vir ons sê, by julle moet dit nie so wees nie, elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En vir baie mense beteken dit dat jy bereid moet wees om jou lewe te gee as dit nodig is. Baie sendelinge het gegaan en moes hulle lewe gee. Malaria, al die dinge wat geëis het, mense gesterf het. Hulle lewe gegee. Dis wat Jesus gegee het, sy lewe gegee het. Is ons bereid om dit te doen? Julle weet van moeder Teresa, wat het sy gedoen? In Calcutta, in 'n kinderhuis gaan sit, klein kindertjies versorg vir die res van haar lewe, in die treurigste omstandighede, opgeoffer het haar hele lewe. Vra die Here van ons iets daarvan, om diens te gaan lewer in hierdie wêreld. En dan sluit ek af met 7 dinge. Ja, nog net hierdie opdrag ook. Julle is daarteen 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms van volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons kan hierdie verlossingsdade gaan verkondig uit die duisternis in die lig. Dis wat God vir ons moontlik maak. En dan hierdie gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Dis wat die Here van ons vra. Dan die afsluit, hierdie 7 belangrike dinge, dat ek net vinnig gee, as jy wil gaan getuig, eerste een, wees seker dat jy self Jesus in jou lewe het, dat jy gered is, dat jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus leef. Kan 'n mens seker wees van jou saligheid, van jou verlossing? Ja, mens kan en 'n mens moet. Ek
Ek het net nou die teks gebruik van 1 Johannes 5 vers 12 en 13 wat sê hy wat die seun het die lewe. En dan skryf Paulus daar, dit het ek geskrywe sodat julle kan weet dat julle as julle Jesus in jou lewe het, dat jy het die ewige lewe. Dit moet jy weet. En dit is die sekerheid, maar dan in 'n verhouding met Jesus, dan kan die Here jou gebruik as jy gaan getuig. Jy moet kennis van God en sy woord hê, hoe om iemand na Christus te lei. Daar's 'n kursus, die EE3, wat baie mooi uiteensit, maar weer eens, dit gaan nie oor 'n metode nie, dit gaan om die liefde van Jesus na mense toe te gaan. Kan ek vinnig met julle deel, na matriek is ek destyds militêre diensplig gaan doen, verpligtend nog daai tyd vir 'n jaar, en daar in die army, was saam met my in die bungalow, 'n jong Engels mannetjie, wat geweet het, die Here het my al geroep om vir hom te gaan teologie studeer, en hy het eendag na my toe gekom en vir my gesê, ek wil ook so graag glo, maar ek weet nie hoe nie. En ek het met my eenvoudige manier vir hom probeer verduidelik, maar hy het nog steeds nie geglo nie. Ek het agterna gevoel, ek het nie genoeg kennis gehad nie, ek het nie regtig geweet hoe om dit te doen nie. Hoe lei ek iemand na Jesus toe? Volledig, regtig, dat hy selfsekerheid kan hê. En nou Broudy het kort daarna is hom geskuif na 'n ander basis toe, en ek het hom nooit weer in my lewe gesien nie. En ek bid tot vandag toe nog dat die Here iemand anders op sy pad gestuur het, wat wel vir hom kon verduidelik hoe hy regtig sekerheid kan hê en ook vrede, dat hy weet hy die ewige lewe in Jesus Christus. So wees gereed om ook te kan getuig. Leef met 'n gereelde en 'n konstante gebedslewe, dan gee die Here vir jou geleenthede. Jou lewenswyse moet duidelik onderskei kan word van nie-Christene, dat jy anders is as nie-Christene, nie dat jy beter is nie, maar dat jy as kind van die Here volgens sy wil leef. Om 'n voorbeeld van Christus uit te leef, Galasiërs 5 vers 22 is die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Laat dit deel van jou lewe wees. En dan laastens, om medelee van Christus uit te leef. Korintiërs sê ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, en dit doen die Here wat die Gees is. En dan gou vir julle 'n storieetjie vertel van hierdie beeld van Christus by die kerk. In die Eerste Wêreldoorlog in Frankryk was daar 'n kerk gebou waar 'n beeld van Christus gestaan het in die tuin daar buite. En een van die bomme wat afgegooi is, het hierdie beeld vernietig, Christus se beeld. En toe die gemeente gekom en gesê, maar kom ons moet hierdie beeld weer herstel, en hulle het al die stukkies gaan optel, en het by mekaar gesit en mekaar gelas. En op die ou end kon hulle nie Christus se hande kry nie. Dit was heeltemal versplinter, hulle kon dit nie weer herstel nie. En toe sê hulle, nou wat maak ons met 'n beeld van Christus sonder hande? Maar toe sê hulle, nee, kom, en hulle skryf daar onder die beeld, hierdie woorde geskryf, ek het geen hande buiten jou hande nie. Om vir hom te sê, jy is Jesus se hande, jy is Jesus se hande en voete in hierdie wêreld. Gaan en gebruik dit om hom te verheerlik. Dit is in kort iets rondom getuienis, iets wat die Here van ons vra, om gereed te wees elke dag, om te kan getuig van die hoop wat in jou is, en dit vir 'n wêreld te gaan gee, wat hom nie ken nie, en rondom ons is so 'n wêreld, maar waar die Here vir ons kan gebruik, mag jy dit beleef, dat die Here vir jou toerus, en dat jy beskikbaar is, om ook so deur die Here gebruik te kan word. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie, dat U nie supermense roep om die evangelie te gaan verkondig nie. Eenvoudige mense soos ons. En dat U vir ons wil gebruik, al is dit op ons eenvoudige manier. En dat dit die manier is waarop U koninkryk uitbrei. Maar dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat die Heilige Gees werk, Here, en dat U deur ons werk. Dat U ook sonder ons werk. Dat die mense oortuig dat hulle nood het
dat hulle behoefte het aan Jesus Christus, aan verlossing. Maar dankie dat die kerk, u kerk, dan kan intree en betrokke raak. En op hierdie manier diensbaar kan wees. En ek bid dat u dit vir ons ook elke dag vir ons so sal gebruik en vir ons so vorm, Here, dat ons werklik diensbaar sal wees vir die koninkryk. Dat u deur elkeen van ons 'n getuienis sal uitstraal van u liefde en dat ons maar net beskikbaar sal wees. Dankie dat u dit doen deur ons. Daarom bid ons vir 'n wêreld wat u nie ken nie. Bid Here vir rondom ons soveel mense, selfs familie van ons. U weet wie hulle is, elkeen, dat hierdie boodskap by elkeen sal uitkom en hulle ook sal buig voor Jesus. En u sal erken as die enigste lewende God en verlosser. Bid vir Bali, Sumatra, al die plekke, Here, waar die woord verkondig word. In baie moeilike omstandighede dikwels, dat u die werk sal seën, dat die mense sal gebruik met groot krag, Here, en dat die vrug daar sal wees, elke dag. Bid vir 'n wêreld wat sonder u is, oral, vir oral waar die woord verkondig word vandag, ook daar in Albany waar Pieter is, Here, dat u ook daar sal spreek vanmôre met daardie groep mense, oral, elke diens, oor die hele wêreld heen vandag. Daar in Griekeland, Dr. Anton, Veritas geleenthede, soveel mense wat opgelei word, eenvoudige predikers, Here, wat u gebruik, dat die woord maar net gestalte kry in mense se lewens. Doen dit, werk deur die Gees, dat dit 'n werklikheid sal wees. Bid vir hulle wat siek is, Here, vir Roland daar op Geraldton, wil u vir hom ook beterskap gee, asseblief. U weet wat sy situasie is. Bid vir Janey, wat worstel met hierdie stuipe probleem, dat u 'n oplossing gee, dat sy volkome genesing sal hê, Here. Ook môre as sy verjaar, dat sy sal beleef, die Here is by haar, ook op 'n besondere dag, en ook 'n lewensjaar wat u vir haar gee vorentoe, waar sy met vreugde saam met u kan ingaan. So vir elkeen van ons, Here, waar daar nood is, wil u voorsien, en ons sê maar net dankie vir u daarvoor. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons sorg, elkeen. Here, dat ons behoeftes voorsien word, ook finansiëel, en dat ons iets daarvan kan teruggee vir u, om dankie te sê, en ons doen dit vanmôre op hierdie manier, en vra dat u ook hierdie fondse sal gebruik, tot u eer, tot uitbreiding van die koninkryk, die doel waarvoor u vir ons as kerk hier geplaas het, en dat u verheerlik sal word, maar dat u ook elkeen wat gee, sal seën, Here, nie omdat hulle gee nie, maar omdat hulle ook bereid is om op so 'n manier by te dra vir die koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met hierdie lied. Dis 'n lied wat dan ook vra, na aanleiding van Jesaja, die Here vra, wie sal ek stuur? En dan kom die antwoord, ons is hier, Here, stuur ook vir ons dan. Kom ons staan en ons sing dit lekker saam.
Here ons hoor u stem, u vra wie sal ek stuur, om die wêreld te leer van God se liefde. Here ons meld ons aan, raak ons aan met u vuur, gee ons krag vir die stryd, ons wil in u beheer. Ons sal gaan en ons sal leef in Jesus se liefde. Ek en my huis sal vertel en u dien met ons lewe. Here ons meld ons aan, sodat u ons kan stuur. Maak ons mans van die woord, laat u gees in ons regeer. Ons kan staan hier te leef, net soos u woord dit van ons vraag, want u liefde oorwin die krag van die dood. Ons sal oorwin deur die bloed en deur die woord wat ons bely. In u naam kan ons staan, niks sal ons keer nie. Ons sal gaan, ons sal leef in u liefde. Ons sal gaan, ons sal doen soos u sê. Hier ons meld ons aan, raak ons aan met u vuur. Maak ons mans van die woord, laat ons saam met u regeer. Ons sal gaan, ons sal leef, soos u woord ons beveel. Ons sal gaan, ons sal leef, soos u woord ons beveel. Soos 'n man van die woord.